Goeiemôre, ek lees graag vir julle ons oggendgebed. Gebed is geskryf deur 'n rabbi van Oos-Europa in 1801, Rabbi Nachman. Hy skryf, "Grant me the ability to be alone. May it be my custom to go outdoors each day among the trees and the grasses and among the growing things, and there may I be alone, to talk with the one that I belong to." Mag die kers wat ons vanoggend aansteek vir jou 'n uitnodiging wees om te kom rus in die stilte van God. Mag jy vanoggend in jou kop en in jou hart, in jou lyf en in jou siel, mag jy vanoggend vrede vind deur te weet dat die Here jou ontmoet waar jy is. Goeiemôre en baie welkom. Julle is braaf om in die koue van die oggend uit te kom. Ek dink na hierdie naweek sal ons erken dat die winter is nou hier. Maar julle is welkom in hierdie ruimte en in hierdie plek. Ons het 2 honde, wat beteken ons kan glad nie 'n tuin hê nie, want hulle krap alles uit. Maar daar's een deel van die tuin. Die hele somer lank is dit net grond. En ons het swak grond, so dis daai klei grond wat kliphard raak in die somer. En dan iewers in die jaar, wanneer die reën begin val vir die eerste keer, dan breek daar uit die droë grond, ek weet nie wat die plant se naam is nie, maar daar breek iets groen uit hierdie dorre aarde uit. En dan word het groter en groter en later is dit sulke bosse met sulke persblomme wat hy maak. Hy reik so op na boontoe. Dit is die mooiste ding te sien. So na die naweek het hierdie bosse nog groter geword. En in die ander hoek van die tuin is die enigste plant wat weier om dood te gaan, Strelitzia. Ek weet nie baie van plante nie. Dan die Lida weet meer van plante as ek, maar Strelitzia, as ek het nou reg het, blom ook nie in die somer nie, maar ook hier in die winter, as die water begin, as die reën begin val. So vir weke lank hou ek nou al dop, dat uit hierdie groen plant is daar waar die blom nog gaan uitkom, 'n ding wat rank op. En op 'n dag, dan breek daai ding oop en dan maak dit so 'n geel oranje blom. En die antieke mense het geglo dat die natuur, wat ons rondom ons baie keer sien, is vir ons boodskappers van ons eie lewe. En dat selfs in die winter, in die koue van vanoggend, toe ek na kerk toe ry, was dit 8 grade, eerste keer hierdie jaar, en in hierdie koue, in die nat, is daar ook mooi goed wat uitkom. Oral rondom ons is die wingerde besig om te verander, en die bome is besig van kleur te verander. Dis die mooiste beeld as jy rondry. So as goed wat besig is om dood te gaan rondom ons. En te midde van dit alles, is daar ook iets groen, wat soms uit droë grond uitkom. Die natuur het die mense geglo aan die begin, is vir ons boodskappers van ons eie lewe. So ons gaan vir die volgende paar oomblikke, hier aan die begin van ons saam wees, wil ek julle uitnooi om in die stilte van die oomblik te sit. Met die klanke in die agtergrond, wat vir ons herinner
dat ons is deel van 'n groter gemeenskap. Maar dat ons die stilte ontvang. En as ons daar vir 'n tydjie bly, wil ek vir jou vra om bewus te word van die mooi goed wat op die oomblik in jou lewe is. Het is nie altyd maklik om raak te sien nie, maar as jy lank genoeg stil staan in die stilte, dan raak ons bewus van die mense wat ons lewe mooi maak. Ons raak bewus van die oomblikke, van die geskenke wat aan ons gegee word, goed wat sleg was, wat dalk miskien onlangs verander het in iets mooi, in iets hoopvol. En dan as jy daai oomblik ontvang, as jy dit in jou gedagtes kry, hou vas aan dit en sê vir die Here dankie. En miskien wil jy vanoggend van die blomblare vat wat hier voor is en in die doopbak kom gooi as 'n teken van jou dankbaarheid, waar jy bewus is van die mooi goed in jou lewe. Blomblare vir antieke mense was nog altyd boodskappers van die goeie en die mooi, van verandering. So miskien wil jy vir die blomblare in die water kom gooi. Dalk wil jy sommer net kyk na Tannie Lida se bonsai wat sy elke week bring. Dis ook 'n teken van mooi, van goeie, van iets groen wat groei uit iets droog. So ek wil jou uitnooi om as jy wil jou oë toe te maak en vir die volgende paar oomblikke soms so in stilte te sit. Die stilte te ontvang. Bewus te word van dit wat mooi is in jou lewe. Die goeie en die geskenke wat die Here vir jou gee. Terwyl ons so in stilte sit, gaan ons luister na 'n Bulgaarse koor wat ook iets hiervan sing. Ons gaan vanoggend 'n ou teksgedeelte saam lees. Dit is een van die profete van die Ou Testament. So ons teks kom uit Jesaja 45 van vers 1 af. Dit is baie welkom saam te lees, andersins gaan ek sommer vir julle voorlees. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stikkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker geberg word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op jou naam geroep het. Ek, die God van Israel, terwille van my dienaar Jakob, van Israel wat ek uitverkies het ek jou op jou naam geroep. Gee ek jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek is die Here, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir wat jou taak, al ken jy, ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my
geen God is nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Toe my suster en haar man gehoor het, hulle is vir die tweede keer swanger en dat hulle weer 'n seentjie gaan hê, was een van die groot gesprekke by familieetes wat sy naam gaan wees. Elkeen het geleentheid gehad om hulle naam in die hoed te gooi. En daar was lysies opgestel en daar was die klanke van die naam en die betekenis van woorde is vergelyk met mekaar en almal het 'n opinie gehad. My voorstel was natuurlik dat sy naam Philip moet wees. Op die ouend van die dag moes ek tevrede gewees het dat sy tweede naam Philip was. Maar my suster hulle het dit gedoen want hulle wou natuurlik hulle hoop vir hierdie kind was gekoppel aan die naam en dit was weerspieël ook in die naam wat hulle vir hulle kind wou gee. En tussen hulle twee, sy en haar man, wou hulle al hulle seentjie 'n naam gegee het voordat hy gebore was, omdat hulle nie geweet het hoe hy gaan wees as hy op jou dag hier is nie. Sodat hy geweet wat 'n kleur sy oë gaan wees nie, of wat sy geaardheid gaan wees, of sy persoonlikheid nie, en of sy pa se humor gaan hê nie. Maar my suster hulle het dit gedoen, want hulle het geglo dat die benoeming van iemand, die benoeming van 'n kind, is die eerste tree om daai kind te ken. En dit is as iets hiervan wat ons in hierdie teksgedeelte lees, in hierdie gesprek wat God het met Kores. As hy vir hom sê, dat ek het jou op die naam genoem, hoewel jy my nie ken nie. Dis die geweldige mooi woorde van, dat die Here iemand noem en roep, al ken daai persoon vir God glad nie. En dan net voor dit in die gedeelte, was hy die gedeelte wat sê, ek sal vir jou skatte gee, wat in die donker geberg word, rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op jou naam geroep het. Hierdie gedagte, om iemand op sy of op haar naam te noem en te roep, hoor jy oor en oor in die psalms, in die gebede, in die stories van die Bybel. Dit was vir God geweldig belangrik om dit te kan doen. Het is 'n interessante storie dat God praat hier met Kores. Toe ons die teks begin het, dan sê dit God praat met hom. En Kores was die Persiese koning van die tyd. En Kores was op die ouend van die dag, was hy die koning wat die Israeliete laat teruggaan het Jerusalem toe. Na jare in ballingskap in Babylonië, was Kores die Persiese koning wat gesê het, julle kan weer teruggaan. So Kores was 'n vreemdeling. Kores was 'n buitestander gewees. Hy was glad nie deel van die Joodse geloofsoortuigings nie. Hy het nie dieselfde gebruike gehad nie, die tradisies nie. Hy het nie God geken nie. Inteendeel, hy het nie geglo in hierdie God nie. En tog sê God vir Kores, maar ek ken vir jou. En ek kies jou. En jy sal 'n rol speel in Israel se storie. Jy gaan deel wees van hulle verhaal, al glo jy dit nie in hulle storie nie. Ek dink in die kerk spandeer ons geweldig baie energie daaraan om op baie diep plek te kom waar ons God beter leer ken, waar ons kennis van God meer raak. So as gelowiges nooi ons ook mekaar uit in aanbidding en in gebed, in Bybelstudies, in kontemplasie, om daar te gaan in die hoop dat ons gaan uitkom by 'n plek waar ons meer van God ken of weet. Dat ons vir God beter verstaan dalk, 'n dieper verstaan van God. Dis alles reg en dis alles goed.
want dit sê iets van ons menslike hart, wat 'n behoefte het om te ken, om te weet. So ons sê mekaar gereeld, jy moet jouself ken, jy moet vir God ken, of ons moet mekaar ken. Maar iets in hierdie teks, in hierdie gesprek wat God het met Kores, suggereer, dink ek, het suggereer dat God iets van ons diepste behoefte verstaan. En dit is dat ons ook geken wil wees. Daar sê die P.G. Du Plessis het 'n toneelstuk jare gelede geskryf. Siener van die Suburbs. En daar sê die een toneel waar Timmy vir haar ma sê hierdie ding. Timmy sê vir haar ma in die toneelstuk, dis kosbaar en raar om gesien te word. Waar iemand deur jou maskers kyk, deur jou la beskerming en jou volkome raak sien vir wie jy is. Ek wil van geweet wees, ma. Ek wil nie vrek soos 'n hond nie, ek wil van geweet wees. En toe ek hierdie teks lees van hierdie gesprek tussen God en Kores, wat met my gebeur het is, die vraag waaroor ek reflekteer, is waar lê my sekuriteit? Waar lê my veiligheid? Waar vind ek rus? In die wete dat ek God ken, of dat God my ken? Ek dink as gelowiges nooi ons mekaar uit in die kerk na 'n dieper verstaan van God, dat ons God beter moet leer ken. En dit is goed, en dit is reg, maar ek dink wat ongesond is hierdie vreesgebaseerde voorveronderstelling dat my welwees afhang van hoe goed ek vir God ken, of hoe goed ek vir God verstaan, of van God weet. Wat ons terugbring na die teks toe, waar God vir iemand wat hom nie ken nie, sê, ek noem jou op jou naam, hoewel jy my nie ken nie. So ek dink die punt vir my in hierdie gesprek, die troos, is dat ons nooit ten volle God sal kan ken. God is te misterieus en te groot, en dis oké. Ons veiligheid, ons sekuriteit en ons rus, die troos lê daarin, dat God my ken. Dat my redding nie afhang van my kennis van God nie. En omdat God my naam ken, sê die profeet hierso, ken God ook my storie en my agtergrond. God weet van my begin en God weet ook van my einde. Hierdie gedagte om my naam te ken, in die Hebreëse taal beteken dit om die diepste wese van die ander persoon te ken. Dit wat hier diep binne in jou lê, dit sê die profeet, dit ken God. En almal sal nie eendag ons name ken nie. Nie almal vanoggend wat hier is, ken mekaar se name nie, noodwendig nie. Maar God doen. En ons redding is nie afhanklik van hoe baie ons van God weet nie, maar dat ons van geweet is, en gaan geweet word deur God, dat God vir my ken. Dis ons redding. Ek dink dit is ons troos. En soms vergeet ons dit. Het is maklik om dit te vergeet.
Maar die nagmaal herinner ons hieraan. Die nagmaal herinner ons daaraan dat ons is deel van 'n baie groter storie as ons eie. Dat Jesus op 'n stadium saam met sy vriende om die tafel gesit het en die brood gebreek het en die wyn aangebied het en gesê, elke keer as jy dit gebruik, onthou, ek is by jou. Selfs al vergeet jy dit, selfs al glo jy dit nie, en selfs al sukkel jy dit om dit te ontvang, dat ek is by jou. Ek ken jou naam en ek weet van jou. Ons gaan mekaar uitnooi om vanoggend hieraan herinner te word met die nagmaal. As jy vanoggend die behoefte het om die nagmaal te kom ontvang, dan is jy baie welkom. Tannie Jetty het 'n tafel daar voorberei en ook daar is ook nie alkoholies, net so langs die kant. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so in stilte sit en bewus word van wat ons gehoor het en wat met jou gebeur het. En as jy gereed is jy welkom om op jou tyd vorentoe te kom en die tekens te kom ontvang. Ons gaan genoeg tyd vir mekaar gee, so as jy sien daar's 'n oop spasie, is jy welkom, daar hoef ons nie saam te bondel by die tafel nie. So waar ook al jy gaan in hierdie week, en wat ook al met jou gebeur, en wie ook al jou paaie kruis, mag jy veiligheid vind, mag jy rus vind, en mag jy troos vind, dat die Here jou ken, dat die Here jou naam ken, dat hy van jou weet, en waar ook al jy gaan, oral saam met jou is.
Goeiemôre, ek lees graag vir julle ons oggendgebed. Gebed is geskryf deur 'n rabbi van Oos-Europa in 1801, Rabbi Nachman. Hy skryf, "Grant me the ability to be alone. May it be my custom to go outdoors each day among the trees and the grasses and among the growing things, and there may I be alone, to talk with the one that I belong to." Mag die kers wat ons vanoggend aansteek vir jou 'n uitnodiging wees om te kom rus in die stilte van God. Mag jy vanoggend in jou kop en in jou hart, in jou lyf en in jou siel, mag jy vanoggend vrede vind deur te weet dat die Here jou ontmoet waar jy is. Goeiemôre en baie welkom. Julle is braaf om in die koue van die oggend uit te kom. Ek dink na hierdie naweek sal ons erken dat die winter is nou hier. Maar julle is welkom in hierdie ruimte en in hierdie plek. Ons het 2 honde, wat beteken ons kan glad nie 'n tuin hê nie, want hulle krap alles uit. Maar daar's een deel van die tuin. Die hele somer lank is dit net grond. En ons het swak grond, so dis daai klei grond wat kliphard raak in die somer. En dan iewers in die jaar, wanneer die reën begin val vir die eerste keer, dan breek daar uit die droë grond, ek weet nie wat die plant se naam is nie, maar daar breek iets groen uit hierdie dorre aarde uit. En dan word het groter en groter en later is dit sulke bosse met sulke persblomme wat hy maak. Hy reik so op na boontoe. Dit is die mooiste ding te sien. So na die naweek het hierdie bosse nog groter geword. En in die ander hoek van die tuin is die enigste plant wat weier om dood te gaan, Strelitzia. Ek weet nie baie van plante nie. Dan die Lida weet meer van plante as ek, maar Strelitzia, as ek het nou reg het, blom ook nie in die somer nie, maar ook hier in die winter, as die water begin, as die reën begin val. So vir weke lank hou ek nou al dop, dat uit hierdie groen plant is daar waar die blom nog gaan uitkom, 'n ding wat rank op. En op 'n dag, dan breek daai ding oop en dan maak dit so 'n geel oranje blom. En die antieke mense het geglo dat die natuur, wat ons rondom ons baie keer sien, is vir ons boodskappers van ons eie lewe. En dat selfs in die winter, in die koue van vanoggend, toe ek na kerk toe ry, was dit 8 grade, eerste keer hierdie jaar, en in hierdie koue, in die nat, is daar ook mooi goed wat uitkom. Oral rondom ons is die wingerde besig om te verander, en die bome is besig van kleur te verander. Dis die mooiste beeld as jy rondry. So as goed wat besig is om dood te gaan rondom ons. En te midde van dit alles, is daar ook iets groen, wat soms uit droë grond uitkom. Die natuur het die mense geglo aan die begin, is vir ons boodskappers van ons eie lewe. So ons gaan vir die volgende paar oomblikke, hier aan die begin van ons saam wees, wil ek julle uitnooi om in die stilte van die oomblik te sit. Met die klanke in die agtergrond, wat vir ons herinner
dat ons is deel van 'n groter gemeenskap. Maar dat ons die stilte ontvang. En as ons daar vir 'n tydjie bly, wil ek vir jou vra om bewus te word van die mooi goed wat op die oomblik in jou lewe is. Het is nie altyd maklik om raak te sien nie, maar as jy lank genoeg stil staan in die stilte, dan raak ons bewus van die mense wat ons lewe mooi maak. Ons raak bewus van die oomblikke, van die geskenke wat aan ons gegee word, goed wat sleg was, wat dalk miskien onlangs verander het in iets mooi, in iets hoopvol. En dan as jy daai oomblik ontvang, as jy dit in jou gedagtes kry, hou vas aan dit en sê vir die Here dankie. En miskien wil jy vanoggend van die blomblare vat wat hier voor is en in die doopbak kom gooi as 'n teken van jou dankbaarheid, waar jy bewus is van die mooi goed in jou lewe. Blomblare vir antieke mense was nog altyd boodskappers van die goeie en die mooi, van verandering. So miskien wil jy van die blomblare in die water kom gooi. Dalk wil jy sommer net kyk na Tannie Lida se bonsai wat sy elke week bring. Dis ook 'n teken van mooi, van goeie, van iets groen wat groei uit iets droog. So ek wil jou uitnooi om as jy wil jou oë toe te maak en vir die volgende paar oomblikke soms so in stilte te sit. Die stilte te ontvang. Bewus te word van dit wat mooi is in jou lewe. Die goeie en die geskenke wat die Here vir jou gee. Terwyl ons so in stilte sit, gaan ons luister na 'n Bulgaarse koor wat ook iets hiervan sing.